Ons is besig met ons afsondering, ons is besig met hierdie journey wat ons stap in ons diep toewyding op pad Paasfees toe. Ons vra vir die Here om in ons harte te werk en wat ons poog is om elke week so nader aan Paasfees, dan sit ons bietjie en ons ervaar bietjie wat het gebeur in daai laaste dae voor Paasfees. Ons berei ons harte voor om alles te ervaar wat Christus vir ons wil bring tydens Paasfees. Ons raak 'n bietjie betrokke in van die lyding en van die pyn en van die seer. Christus het ons kom losmaak van dit. Maar die oomblik as ons begin in sy wêreld inklim, dan begin ons hoor wat hy sê, begin ons voel wat hy bedoel. Die skrif. So ons skrif vandag. Verraai jy my met 'n kus? Verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Lukas 22 vers 47. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare. En hy wat Judas genoem was, een van die 12 het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus en hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Wat is hier aan die gang? Jesus vra hom, Judas, verraai jy die seun van die mens, die Christus, met 'n soen? Het jy nie vra vir Judas nie? Het jy nie soos ek, pleit jy nie vir Judas, sê vir ons wat het in jou kop aangegaan? Waar was jy? Ek dink ons wil hom vra. Ek dink ons wil hom vra, Judas, wat het met jou gebeur? Wat moes fout gaan? Judas, was daar iets ergens in jou waar jy nie besef het hoe lief het Jesus vir jou nie? Of het jy dalk getwyfel of hy werklik die Messias was? Maar ek vra, waar was jy? Toe jy die wondertekens gesien het wat deur Jesus se hande gebeur het. Terwyl jy gesien het toe hy liefde gegee het van mense wie gedink het, dis al lankal verby. Dis hopeloos, daar's geen hoop nie. Waar was jy, Judas? Toe hy kos gegee het vir hulle wat nie gehad het nie. Waar was hy? Toe hy die gebrokenes se kop gevat het en op sy bors vasgedruk het. Waar was jy toe hy dit vir jou gedoen het en vir jou gegee het? En dan Judas om alles te bekroon, waarom kies jy 'n soen om my Christus te verraai? Waarom soen jy hom? 'n soen, is dit nie 'n simbool van liefde en intimiteit nie? Wil jy 'n poging aanwend om dalk te sê, Jesus, ek is jammer vir wat nou kom, is dit 'n halwe poging at least? Of wil jy dankie vir Jesus sê wat hy alles vir jou gedoen het? Is daar iets kompleks in jou in die gang en jy weet nie hoe om dit te manage nie? Judas, wat gaan in jou aan? Hoe kon jy my Jesus met 'n liefdessimbool soen verraai? Voel jy dit? Klim in sy wêreld. Waarom dink jy sal iemand waag om iemand te verraai en iemand vir wie jy so lief is? Kom ons dink dan. Dink ons dalk Jesus het 'n fout gemaak? Dink ons dalk het 'n fout gemaak met die aanstelling van Judas, toe hy vir Judas aangestel het as een van die disippels? Kyk, ek moet sê nee, die ander disippels het hy maar baie goed raak gekies. As jy 11 mense moet aanstel, 12 mense aanstel en net een van hulle draai effens sleg uit, dan jy nie slegte aanstellings gemaak nie. Het Jesus 'n fout gemaak? Maar ek twyfel, want in Matteus 6 lees ek, Matteus 6 vers 12 lees ek, die nag voor Jesus sy disippels gekies het hy die nag in gebed deurgebring. Hy het oor elkeen van daai name gebid, glo ek my hele hart. Judas, jy is 'n uitverkore gewees, hy het jou gekies uit duisende uit. Het hy gesê, jy, kom volg my. Ons lees dit in Matteus 6:12. Johannes sê weer, hy sê die volgende, Johannes sê, toe Jesus vir Judas kies, het hy geweet, hy gaan hom verraai. Wat 'n ongelooflike liefde bewys Jesus nie aan Judas en gee vir hom 'n geleentheid om homself te redeem nie. Maar Jesus kies vir Judas. Hy kies hom. Hy het homself toevertrou met die beursie. Hy was die tesourier van die ministerie. Jy het hom nie net gekies en hom een kant gehou.
hom gemarginalize nie, nee, toe God hom kies, toe vat hy hom in sy vertroue in. En Jesus wandel saam met hom as 'n vriend, en hy gee vir hom groot verantwoordelikheid. So nee, ek dink Jesus het 'n fout gemaak om hom te kies nie. Hy het nie by ongeluk ingeglip, Jesus wou hom daai hê. Jesus wou hom daai hê. Ek wonder, as Jesus geweet het wat hy geweet het, hoe het hy nie gebid vir Judas om lewe te kies nie? Hoe het hy nie gebid vir Judas, dat hierdie liefde wat in Christus na hom toe vloei, iets kan gesond maak in sy wese nie? So ek dink dit was 'n fout. Maar dalk het Jesus Judas op 'n manier kwaad gemaak, of het hy dalk Judas op 'n manier ontbloot, dat die ander na hom sou kyk en dat daar skande oor hom sou wees. Dalk is dit die rede, hoekom Judas op die ou end gesê het, kyk, jy het dit aan my gedoen, nou gaan ek jou uithaal. Ons verstaan ons dit, ons ken ons dit. Ek en jy kan verstaan as iemand wetend of onwetend my te nagekom het. Dan sal ek wetend of onwetend dalk jou uithaal. Ons het begrip daarvoor. Maar weet jy, ek lees my Bybel en dan kom hier agter. Dit lyk vir my Jesus het vir Judas met dieselfde liefde hanteer as wat hy elkeen hanteer het. Dit was so sensitief geweest dat ek is stom geslaan toe ek lees hier in die einde, toe Judas aan die tafel sit aan die laaste pasgamal. Toe sê Jesus, die een wie sy hand saam met my in die beker sal vat en die brood sal neem, die een wat sy hand saam met my sal insteek om te vat, hy sal my verraai. En weet jy wat gebeur? Toe dit gebeur het, staan Judas op en hy storm uit. En ek dink natuurlik moet die disippels weet is hy. En die Bybel sê, die disippels het nie geweet is Judas nie. Hulle het gedink hy moet opstaan om te gaan kos koop vir die Paasmaal. Gaan lees. So tot op die laaste het Jesus nie goed laat val om te verkoop dat Judas is die slegte een nie tussen ons nie. Nee, dit het nie gebeur nie. Wat sal ek en jy doen? As ons weet iemand wil ons verraai, weet jy wat sal ons doen? Ons sal goedjies laat drop. Ons sal jou begin marginalize op 'n manier. Ons sal mense aan ons kant wen. Ons sal saggies, onskuldige goedjies fluister om ons eie saak sterk te maak. Maar Jesus doen dit nie. Johannes 13, toe hy opstaan en uitstorm, toe sê die disippels, hulle dink hy het net goeie werk gaan doen. So Jesus het van hy hom gekies het, saam met hom gewerk, aanhoudend hom lief gehad, en niks laat val nie. So Jesus kon nie net om te nagekom het nie. Waarom doen hy dit? Waarom doen hy dit? Hoe hanteer hy ons? Wat is in Jesus wat anders is? Wat is in hom wat anders is? Jesus het vir Judas lief gehad, en Judas het Jesus kom verraai met 'n liefdessimbool. En dalk al wat ek vandag vir Judas kan sê, Judas, dalk is ek meer soos jy as wat ek dink. Judas, dalk is hier in my ook die krag om hom te verraai. Dalk is hier iets in my wat ek nie verstaan nie, want ek weet ek het hom lief met my hele hart en my hele wese en al my verstand. Ek weet het ek hom lief, maar soveel keer weerspreek my dade daardie liefde. Soveel keer. In my hart wil ek hom volg met alles in my. Maar dan in my kop sit ek met hierdie kompleksiteit van emosies, van begeertes, van oortuigings. En dit is kompleks en al hierdie emosies en begeertes dryf my soms om dinge te wil wat ek nie wil nie. En as ek weer kyk, dan dra dit by en dan verraai ek ook maar net op die ou end my Jesus vir wie ek lief is. So dalk nooi Judas se storie ons, dalk nooi hy ons om my eie lewe te ondersoek. Make a careful exploration of who you are. Dit sê Paulus. Dalk moet ons ondersoek wie ons is en hoe werk ek met die verraad in my lewe? Wat maak ek met daardie verraad? En ek moet baie mooi dink, wat maak ek met die kompleksiteit van my eie begeertes en my eie liefde vir Christus? Want dit is kompleks hoe hierdie goed saamwerk. En dan moet ek ook werk met die wisselwerking van my gebrokenheid en ek werk met die wisselwerking van sy groot, oneindige genade. En hoe kom hierdie goed by mekaar uit? Want wetend sal niemand van ons tog
ons Christus net wil verraai nie. Ons kan dit nie doen nie. Dit is nie deel van wie ons is nie. Maar as jy bewus dat ek en jy sit ook met komplekse begeertes. Goed wat ons nie mooi weet hoe dit werk nie. As jy bewus dat in ons is daar begeertes en soms kan daardie begeertes verdraai word en as daai begeertes verdraai word, vat dit ons op 'n pathway of darkness. En ons vernietig en ons maak dood juist die goed wat ons liefhet. We kill the things we love. Want ons begeertes raak donker. Maar dalk is daar ook 'n boodskap hierin, dat God het vir jou die vermoë gegee om te begeer. Ek en jy begeer en dis nie as ek self die sonde in ons lewens nie. Begeertes is deur God vir ons gegee en ons begeertes is vir beautiful dinge. Ons begeertes lei ons baie keer na incredible deurbrake in ons lewens. Dit was begeertes wat begeer het dat ons as community 'n plek soek waar ons lig kan skyn in hierdie dorp en daai begeerte het van diep onderaf ontwikkel en hy moes deur baie fases gesuiwer word dat daai begeerte in ministry kan oorloop. Begin by desires in ons. God het begeer en ek en jy is gemaak na sy beeld, so begeerte. Dis nie waar ons sonde lê nie. Dis wat ons maak met daai begeerte en hoe ons daai begeerte voed. Dit wil vir my lyk of God reg deur die woord begeer het. Hy het so begeer. Hy sê, laat ons mense maak na ons beeld. Hy het begeerte gehad vir ons. Is incredible van God. Hy het 'n begeerte gehad vir jou. Do you know you are desired into existence? Hier's nie 'n floppie nie. Hier's niemand wat 'n fout is nie. God het jou in existence, in desire. It's a powerful emotion. Ek en jy begeer, ons begeer baie dinge. Ons begeer materialistiese goeders. Niks fout daarmee nie. Baie mooi gaan lees wat die Ou Testament sê oor begeerte. Hy sê die probleem is nie as jy ook begeer om eendag in 'n huis te bly. Hy sê as jy begeer jou buurman se huis begeer. Is wanneer jou begeerte, iets wat jy wil hê, wat na jou toe moet kom, verdraai word en dit word iets korrup en jy is bereid om moord te pleeg om dit te kry. Daar is die begeertes waar hy verduister word. Maar ons begeer ook om goed te hê in en om ons lewe, hulpmiddels. Ons begeer om goed te doen in ons loopbaan. Is daar fout daarmee? Ons begeer om ons beste te gee waarby ons werk en waar ons is. Ons begeer almal vir gesonde verhoudings, vriendskappe en ons begeer vir intimiteit. Wat beautiful is. Ons het hierdie desires in ons lewens. Ons begeer vir goeie kos. Wie van julle begeer vir 'n lekker bord kos as jy uitstap? As jy hoor by my is vandag, ja, kyk nou vandag. En dit het niks te doen met my vrou nie, hoor, ek wil lowe vir julle. Niks met haar te doen nie. So ek begeer vir die misterie wat ons gaan hê by my huis. Dit is 'n groot misterie. Vir haar 'n misterie. Ons het hierdie diep behoeftes in ons. God plaas hierdie begeertes in ons en hierdie begeertes lei ons na greatness. Jou begeertes as ook self is nie waar die sonde is nie. Maar die begeertes kan alles wat mooi is in ons lewens doodmaak. Judas het bereid gewees om sy begeertes vrye teels te gee. Hy was bereid om sy begeertes vrye teels te gee. Hoor wat sê Jakobus oor ons begeertes. Jakobus 4 vers 1 tot 3. Jakobus is Jesus se boetie en hy het iets verstaan. Hy het iets verstaan toe ek net dit lees, toe skuif goeters in my weer eens. Waar kom die risies en gevegte onder julle vandaan? Nou as hy sê onder julle, praat dit van eintlik kerkmense. Hy praat eintlik van mense wat in die gemeente is op daai stadium, Jesus se kerk is. Hy sê dis nie is dit nie julle sondige drange, ander woord vir drange is begeertes. Is dit nie julle sondige drange wat julle ledemate so soldate gebruik om te veg nie? Julle wil dinge hê wat julle nie het nie. En pleeg moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat ander het en as julle dit nie het nie en die ander kan kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle te vat. En eintlik is die rede, selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie. Hy sê eintlik is die rede hoekom julle dit nie het nie, want julle vra nie van God nie. En selfs wanneer julle dit vra, kry julle dit nie, want julle motiewe is verkeerd.
julle wil goed hê om dit self te geniet. Jakobus praat iets van iets donkers. Hy sê daar's begeertes in julle en julle soek hierdie goeders met alles in julle. Hy sê en dan kry jy dit nie. En die ander vertaling sê dit so mooi. Hy sê dan, jy het nie eens die lus om dit vir God te vra nie, want jy weet as jy dit vir God vra, gaan dit nie vir jou gee nie, want dit is 'n begeertes wat donker raak. Dit is begeertes wat verskriklik selfgerig is. Hy sê wees versigtig vir hierdie begeertes. En dit is wanneer ons begeertes vrye teels gee om donker te raak, wat verskriklike goed gebeur. Dit is waar my natuurlike begeerte vir materialistiese goed kan donker raak, dat ek nooit genoeg het nie. Waar ek net nog meer wil en nog meer wil en nog meer wil hê. En wanneer ek dit nie kry nie, dan is dit verby. En wanneer ek vandag kry wat ek gister wou gehad het, is dit nie genoeg nie. En ek soek meer en ek kan nie versadig word nie en ek het verleer hoe om vrygewig te raak. Want ek is bang ek het nie genoeg nie. Hy begeerte raak donker. Dis wanneer my begeerte om goed te doen in my loopbaan iets raak anders as wat God bepaal het dit moet wees. Dis wanneer ek dit sal doen ten koste van hulle wie ek lief het. En ek wil bo uitstyg en ek wil almal aftrap om bo uit te kom, want om bo uit te kom sê iets van my en ek soek iets. Ek soek een of ander vorm van erkenning wat ek eintlik by God kan kry. Maar ek wil hom nie vra vir dit, want dit wat ek soek in my hart is donker. Is 'n mooi begeerte wat verduister word. Is wanneer ek begeer om lief te hê en om in 'n verhouding te wees. Is wanneer ek begeer om in 'n seksuele verhouding te wees met my vrou, met my man. Wat daai goed so donker raak, dat ek dit sal gryp en verkry by plekke waar God nooit gehoop het ek moet dit kry nie. My begeertes raak donker. Dis waar ons op 'n plek vind waar Judas is. Waar het begin het by ons skuldige begeertes ook om te hê. En dis okay, dit vat jy na God toe. Ons vat dit nie na God toe nie. Ons laat hom lewe in 'n direction ingaan waar God nie meer betrokke is nie. Dis by 'n plek waar dit donker raak. En Judas se begeertes het hom gelei na 'n plek waar dit sy lewe kos. Waar dit sy lewe kos. Ons gaan vandag kyk na 3 dinge. Besluit, bekeer en bely. Wat maak ons met die begeertes in ons lewens? Ons word ook vandag gechallenged daarmee. Wat maak ons met hierdie begeertes? Soos God vir jou die ability gegee het om te kan begeer. So gee God ook vir jou die ability om te besluit. Om 'n besluit te neem, om 'n keuse te maak. Judas het gekies om nie lewe te kies nie. God gee vir jou die ability om te kies tussen lewe en om te kies tussen dood. Hy het aanhoudend gekies om nie lewe te kies nie. Moenie dink dat Judas het beland waar hy is deur een vinnige onskuldige besluit nie. Nee, dis nie hoe dit gekom het nie. Judas se ding het by iets baie onskuldigs begin. En dit het gegroei en dit het gemorf in iets verskrikliks donker. Iets waar jy op jou eind van die dag 'n Messias kan verloor. Dit het beweeg van onskuldig na donker. As jy baie mooi kyk, ons sien hierdie begeerte lyn van Judas reg deur die woord, sien ons hoe hy gestruggle het met hierdie goed. Daar's hierdie pragtige gedeelte in Johannes 12 vers 6, waar 'n dame kom en sy vat nardusolie en sy breek dit oor Jesus se voete uit, en dit was die kosbaarste olie, en dit was 'n pragtige simbool van vrygewigheid en liefde. Daar tel ons al iets op in Judas se gees. Hy kyk, waarvoor breek jy daai olie op sy voete uit? Ons kon dit verkoop het. En dan kon ons die geld gevat en vir die armes gee. Maar Johannes skryf nou, en wanneer skryf hy dit? Hy het dit nie daai dag geskryf nie. Hy skryf dit nou na alles wat gebeur het en Jesus opgevaar het, hemel toe, al hierdie goed al gebeur. Nou kyk hy terug, hy sê eintlik as ons oë oopgemaak het, kon ons sien dat Judas het dit gesê, want hy was 'n dief in sy hart. Sy begeerte vir goed kry het ongebalanseerd geraak en al hoe meer wou hy gekry het en naderhand het dit begin vat uit die beursie uit van die disippels, uit die kasboek uit die cashbox uit. En hy daai begeerte begin feed al van jongs af. Van vroeg in sy ministry af. Hoe wonderlik nie. Ons sien dat hierdie begeertes van hom het al hoe groter geword. Toe Jesus om die tafel sit, sê die Bybel, op die pasgemaal,
Toe sê Jesus, een van julle gaan my verraai. Gaan lees daai stuk. En die Bybel sê, 'n duiwel het in Judas inbeweeg. En hy het opgestaan en uit die kamer uitgestorm. Die disippels het gedink, soos ek nou gesê het, hy gaan brood koop of iets koop. Maar die duiwel is nie dag 1 dag gewees nie. Die duiwel kom in ons lewens in, as ons stadig maar seker aanhou nie lewe kies nie, want God gee vir my en jou 'n keuse, en daai keuse is om 'n besluit te maak, en ons kies lewe elke dag van ons lewens. Ons leer ons kinders om lewe te kies. En die dag wanneer jy nie meer lewe kies nie, begin daai ding morf in iets donker. En ons is versigtig daarvoor. Jesus het vir hom soveel geleentheid gegee. Jesus het hom geroep, Jesus het hom liefgehad, en daagliks het Jesus vir Judas 'n geleentheid gesê, Judas, kies lewe. Ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Kies die lewe. Kies die lewe. Hoe kies ek die lewe? Hoe kies ek die lewe? Dis die powerful ding wat ons het om te kan kies, om 'n keuse te kan maak. Weet, dis een van die grootste uitnodigings van die Bybel van vroeg al af. Deuteronomium 30 vers 19, kom maar, hy sê, ek hou vandag vir jou die lewe, en ek hou vir jou die dood. Kies jy die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. God het ons uitgenooi om van dag 1 af te kies. God het gekies om dit nie net in jou keel af te druk. Hy gee vir jou daardie keuse, and we make that choice every day of our lives. Elke dag. Ek wonder of jy nie voel, hierdie druk en hierdie dryf in jou, ek wil lewe kies. En as jy hom een keer gekies het, is nie verby nie, jy kies môre weer lewe. En wanneer die duiwel weer voor jou kom, en een van die begeertes wat in jou is, wil hand uitdruk, en sê jy, nee, ek draai my rug, dis bekering daarop, en ek draai my aangesig na Christus toe, dit is lewe kies. Ek kies die lewe. Iets wat die Here vir my gewys het in hierdie tyd, wat ek deur hierdie skrif gewerk het, was so vir my besonder, en ek wil dit graag met julle deel. Hoe kies ons die lewe? Kom ons gaan kyk na iemand wat op baie dieselfde plek was as Judas. Daar was ook 'n ander disipel, wat my Christus verloon het. Ek wonder wat die verskil tussen verloon en verraai. Ek wonder of daar 'n massiewe verskil is, en kom ons gaan kyk na hierdie man, sy naam was Petrus. Petrus was ook een van die disippels van Jesus, en hierdie ou het meer komplekse emosies gehad as enigiemand anders. Hy is up and down geweest, hy was all over the show. Hierdie ou kon nie sy mond beheer nie. Petrus het ook geleef met sterk oortuigings en sterk begeertes. En hy was nie bang om sy begeertes bekend te laat maak, sommer vir almal. Petrus het ook begeertes gehad wat bietjie begin donker raak het. Petrus sien, ons het hierdie behoefte gehad om die situasies te beheer. Hy wou sy sin gehad het. Jy sien, hy het oortuigings gehad, sterk oortuigings oor wie Jesus is, waarom Jesus daar is, en hoe dit moet lyk, hoe dit moet uitspeel, hoe dit moet lyk. Hy het gereeld sy stem gelig en sê, ek dink dit wat gebeur is nou reg. Hou julle dit? Hy het ook sy eie idees gehad. Hy het 'n idee gehad, Here, ek weet wat hy wil doen, en is my idee hoe het moet gebeur. Die oomblik as my idees groter raak as God se idees en God se wil, dan is dit ook donker begeertes. Draak ook donker. Onthou julle daai pragtige gedeelte, Matteus 16, 22, 23. Jesus kom by Petrus, by die disippels, hy sê vir hulle, die seun van die mens gaan sterf, en na 3 dae sal hy weer opgerig word deur die Vader. Petrus hoor dit, hoor wat gebeur. Petrus het hom egter eenkant gevat, hy sê, Jesus, kan ek bietjie met jou praat asseblief? Kan jy net 'n talk hê hierso? Die dinge wat jy doen is great. Jy's 'n goeie leier, maar ek gaan jou 'n paar dinge moet leer. Hierdie negatiewe praat werk nie hier nie. Hoor wat sê hy? Petrus het hom eenkant geroep en vir hom gesê, om ernstig bestraf. Ja, dis nice. Het hom ernstig bestraf. Maar God, dit verhoed, ja, dit sal u nooit as te minder oorkom nie. Maar Jesus, hoor wat sê Jesus vir hom, maar Jesus het hom omgedraai en vir Petrus gesê, gee pad agter my, jou Satan. Jy maak dit vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink en nie soos God dink nie. Was Petrus se sondige begeertes. En interessant, die Bybel sê in Judas was daar 'n duiwel. Jesus kyk na Petrus en sê, wyk agter my duiwel. Jou duiwel, can you imagine that?
Petrus was baie naby aan die sonde waar Judas was. Selfde pad in sy lewe geloop. Want Jesus sê nou goed wat nie in Petrus se kop inpas nie. Sy begeertes lyk anders as God se wil op hierdie oomblik. En Petrus sê nee, ek gaan gou hierdie saak regkry. I'll control this. Ek gaan dit uitsorteer. Net soos Judas het Jesus ook vir Petrus gewaarsku. Jesus het vir Petrus gewaarsku. Jesus het gesê, is een onder julle, hy praat dit al lank, hy sê, is een onder julle wat my gaan verraai. Judas het 'n geleentheid gehad en sê, is ek Here, vergewe my, ek wil nie. Hy het nie. Die Here sê vir Petrus, hy sê, Petrus, jy gaan my verloon, voor die derde haan gekraai het, gaan jy my verloon, jy gaan jou rug draai op my, en jy gaan maak asof jy my nie ken nie. Imagine that. Imagine that. Wat is so anders tussen Judas en Petrus? En wat gebeur? Petrus doen dit. Hy verloon ook my Christus, en dalk wil ek en jy vir Petrus dieselfde vra, Petrus. Waarom my Jesus? Hoekom het vrees die oorhand oor jou gekry? Was jy nie daar toe hy jou skoonma gesond gemaak het nie? Was jy nie daar toe hy jou op die water genooi het en saam met hom geloop nie? Het jy getwyfel of hy die Messias is, Petrus? Ons kan dieselfde vraag vir Petrus vra. En Petrus het getwyfel, en Petrus het gevou, en sy innerlike begeertes het effens duister geraak, en hy het dit bo God se wil gekies. En hy het op 'n plek geëindig waar hy saam die Messias verloon. Wat is so anderste? En hier is wat ek vra, ek en jy het ook begeertes. En dit is ook moontlik dat ek die Messias kan verraai as ek worstel met die kompleksiteit van liefde vir God en my eie begeertes. Maar hoe worstel ek vandag daarmee, laat dit nie lei na die dood nie. Hoe worstel ek daarmee, laat dit lei na lewe? En kom ons gaan kyk na Petrus. Die wonderlikste storie is Petrus se storie. Net soos Judas, dink ek het Petrus in sak en as gesit daai Saterdag. Kan jy imagine? Jy draai jou rug op jou Messias, op Jesus, en jy sien hoe naal hom aan 'n kruis vas. Kan jy imagine hoe moes hy gevoel het? Hy was oortuig is die Messias, hy het geweet is die Messias. Ek dink hy wou naby die disippels gewees en ek dink hy wil in die oë kykie, ek dink hy wil homself in die oë kykie, en ek wonder of die duiwel nie ook in sy stem gefluister het en sê, vat jou eie lewe, jy's niks werd nie. Kan jy imagine waar moes Petrus wees? Waar sou jy wees? Waar sou jy wees? Op 'n baie donker plek. Maar daar was ietsie in Petrus wat vasgehou het aan hoop. Die derde dag toe Jesus uit die graf uitstaan, toe gebeur een van die mooiste goed vir my in die Bybel. As Jesus praat met Maria toe hy aan haar verskyn daar in die tuin, en hy sê vir Maria, gaan gou terug na die disippels toe en sê vir die disippels en vir Petrus, hulle moet vir my wag gekom. Wow, dis hoe God voel oor ons wat hom verloon en verraai. Hy is nie kwaad vir jou nie, hy verstaan die kompleksiteit en hoe moeilik dit is, hy verstaan, maar hy roep ons na 'n higher level of living toe, en hy nooi vir Petrus, hy sê, kom jy ook. Is Petrus dan nie 'n disipel nie? Natuurlik is Petrus 'n disipel. Jesus sê, gaan sê vir die disippels, en hy sonder Petrus uit, want ek dink Christus weet, waar is ons as ons Messias verraai? Nou het Petrus 'n keuse, nee, wat gaan Petrus doen? Wat sal jy doen? Ek weet nie of jy die guts sal hê wat Petrus gehad het nie, want ek sal so ver wil weghardloop. Ek is partykeer, ek dink meer soos Judas. Wanneer ek weet ek het groot moeilikheid, dan hardloop ek weg. Ek wil weggekruip. Maar hier help die Here my om te kan sien, Petrus het nie weggekruip nie, en hy het sy gesig weer by die disippels gaan wys, en toe Christus in daai plek instap, ek kan dit net imagine. Ek kan imagine waar Petrus met sy groot mond altyd voor is, waar hy agter een kant in die hoek sit, en hy wil nie eens oogkontak maak met Jesus nie. Ek kan dit imagine. Ek kan imagine hoe Jesus in daai plek instap, en hy weet, o Petrus, jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jou bediening begin vandag. Ek imagine dat hoe Petrus net so opkyk, en hy kyk Christus in die oë, en hy sien geen judgment. Wat het Petrus gemaak? Hy het 'n keuse gemaak om terug te gaan. Judas het ook jammer gekry, onthou dit. Die Bybel sê vir ons, ek dink is in Matteus in die einde, en is in Johannes in die einde, toe kom Judas, wat doen hy toe?
Hy sê, hy het bitterlik jammer gevoel wat hy gedoen het. Toe gaan hy na die klomp priesters toe, en toe gooi hy die geld neer, te sê, ek het 'n onskuldige man doodgemaak. Hy het ook gebreek binne, maar hier is die groot probleem. Jy kies lewe, en as jy lewe kies, kies jy Christus. Imagine it, Judas het omgedraai daar en na Christus toe gehardloop. Dink jy Christus sou hom vergewe? Oh, my God is abounding in love and grace. Sy love and grace hou vir 1000 generasies. En God kyk vir Petrus in die oë, en Petrus kyk in sy oë, en al wat hy sien is aanvaarding. Hy sien liefde, en hy sien genade, en iets incredibles gebeur in Petrus. Hy word die leier van die kerk. It's only my God that can do that type of restoration. Besluit. Dan bekeer jy jouself, draai jou rug, en jy loop na Christus toe. Dis wat ons doen. Wanneer hy donker begeertes in jou hart opstoot, wil ek vir jou sê, kies lewe. Kies die weg, die waarheid en die lewe, en draai jou rug op donkerte, en draai jou aangesig na Christus toe, en al moet jy 1000 keer 'n dag doen, maar jou aankies die lewe. En wat doen jy met dit? Jy vat dit na Jesus toe, jy vat dit nie na ander mense toe nie. Jy vat dit na Jesus toe. Jy vat dit na Jesus toe. En ek wil vir jou sê, jy kom op 'n plek waar jy Jesus leer ken, soos jy hom nog nooit geken het nie. Ons het nou die dag by die manne bid hier gesels, die ongelooflike groei wat Petrus gehad het, en dit het gekom direk na die grootste nederlaag in sy lewe. 'n Paar dae later te staan en preek hierdie selfde Petrus, en 3000 mense kom tot bekering. That's the power of going to Jesus. Kom maak ons so toe. Ek weet in jou is ook daai kompleksiteit van gevoelens, oortuigings, idees wat jy wil hê, dit en dit en dit moet gebeur. En jy het ook begeertes en drange en goed wat jou dryf. En hier in Judas se ongelooflike storie, kry jy ook vandag die uitnodiging. Here, kom suiwer my hart. Kom suiwer my gevoelens, my oortuigings, my begeertes. Kom doen 'n incredible reinigingswerk in my. En jy hoef skaam te kry nie, draai met jou desires, met jou begeertes na Jesus toe. Dat hy met dit werk. En dan raak opgewonde van die oomblik wanneer ons dit doen, dan sien ons Jesus soos ons hom nog nooit gesien het. Laat toe dat Christus jou in die oë kyk en jou hart inspreek. En mag God 'n groot voorbereidingswerk in jou hart doen. Laat Paasfees nie 'n lang naweek raak nie, maar laat Paasfees vir jou 'n baie spesiale dag is. Ek doen graag 'n gebed vir almal wat sê, Jakob, bid saam met my vandag. Bid saam met my, ek is in 'n uitdaging. Ek is in 'n uitdaging. Ek voel daar's 'n duiwel wat ook wil klop aan my deur. Daar's iemand wat wil steel. Jakob, bid saam met my, dat ek die courage sal hê om lewe te kies. Bid saam met my, dat ek courage sal hê om vir my gesin lewe te kies, vir my kinders lewe te kies, vir my huwelik lewe te kies. Help my dat ek sal staande bly, Vader, in die naam van Jesus Christus. Heilige Gees, weet ek dat U die onmoontlike kan doen. U kan in ons kom werk. En U kan 'n volmaakte werk in ons kom doen. Help ons, bekragtig ons. Geef vir ons die strength om life te choose, lewe te kies elke dag. Geef ons die support, systems, vriende, ons gemeente, ons spiritual family, om ons sterk te hou, ons kleingroep, ons Bybelstudie, om ons staande te laat bly, om lewe te kies. En Here, in daai oomblikke waar my begeertes my vat na die donkerste toe van my bestaan,
Help my om in God se groot genade in te val en toe te laat dat U groot arms om my sal vou en my styf teen U bors sal vastrek. Herinner my aan daai woorde dat niks sal my skei van die liefde wat die Here vir my het nie. Geen hoogte, geen breedte, geen magte, geen owerhede sal my skei van die liefde wat God vir my het nie. Amen. Amen. Liewe gemeente, baie dankie vir julle saamkuier. Dankie vir almal online ingeskakel het. Mag die Here julle seën in hierdie week en mag jy lewe kies elke sekond van hierdie week. Vandat ek met die journey kan ek nie anders dan nie as ek voor keuses kom en sê Here, help my lewe kies. Help my lewe kies. Ek kies dit heeltyd. Kom ons herinner mekaar. Mag jy uitgaan en lewe vind hierdie week. Seën. Daar's lekker koffie daar agter kry vir jou en kom ons kyk lekker saam. Dankie.